Dit is vir my 'n groot voorreg om saam met jou stil te raak in hierdie Kersseisoen en vir 'n oomblik na te dink oor die koms van die Here Jesus Christus na hierdie wêreld toe. Ek wil met jou deel uit Lukas 2, waar Lukas die Here Jesus se koms na hierdie wêreld pragtig beskryf. Maar kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vir hierdie volgende paar minute in U teenwoordigheid te kan stil raak. Dankie dat U Seun Jesus Christus na hierdie stikkende wêreld toe gestuur het om vir ons te help om 'n nuwe taal te praat, om met nuwe oë te kyk en om diensbaar te word in U koninkryk. Seën ons saam wees in hierdie oomblikke en wil U deur U Gees ook nou die woord vir ons oopmaak. In Jesus se naam. Amen. Ek wil jou terugneem na 'n ware verhaal wat afgespeel het so middel Januarie 2007 op Washington DC se treinstasie. Soos wat die gebruik was, het daar daardie oggend 'n spesifieke musikant opgetree. Vir 43 minute het hy met sy viool die mooiste klanke voortgebring. Dit was 'n doodnormale werksdag waar mense deur die stasie beweeg het om betyds by die werk op te daag. Intussen het hy sy vioolkussie oopgemaak en kon mense wat waardering vir sy spel gehad het, 'n fooitjie daarin plaas. Aan die einde van sy spel was daar so plus minus 43 Amerikaanse dollar in sy vioolkussie. Wat die meeste mense egter nie besef het nie, is dat hy 'n wêreldberoemde violis was met die naam van Joshua Bell. Die vorige aand het hy in een van Washington se groot auditoriums 'n opvoering gelewer met dieselfde viool. En al die kaartjies was uitgeboek. En die persone het gemiddeld $100 per kaartjie betaal om daar te wees. Hy het natuurlik op die treinstasie gespeel op sy Stradivarius viool, seker die bekendste viole in die wêreld, met 'n waarde van R3 miljoen. Die Washington Post het eintlik met hom op die treinstasie 'n eksperiment gedoen, om te kyk wat gebeur wanneer jy 'n wêreldberoemde persoon uit sy konteks uithaal, op 'n vreemde plek neersit waar niemand hom ken nie, met 'n baseballkeppie op sy kop. Die interessante waarneming was die volgende: die meeste mense het hom nie erken as Joshua Bell nie en het haastig verbygestap. Daar was 'n paar mense wat aandagtig na hom geluister het, onder andere Stacy Vurukasa. En sy het hom erken as Joshua Bell en was in 'n ekstase en het hom bewonder vir sy pragtige vioolspel. En ek gebruik hierdie verhaal as 'n metafoor vir die koms van die Here Jesus Christus na hierdie wêreld toe. Plus minus 2000 jaar gelede, sê Johannes 1 vir ons, het God sy seun, Jesus Christus, laat vlees word en hom na hierdie wêreld toe gestuur in die vorm van 'n klein babietjie in 'n krib, sodat ek en jy hom as drie-enige God, Vader, Seun en Gees, kan leer ken. Wat daar gebeur het, is deur baie mense nie raak gesien nie. Talle mense het die koms van die Here Jesus maar net haastig laat verbygaan. En dit bring my by die punt, ek dink daar is 'n geweldige gebrek
aan bewondering by die hedendaagse mens. Bewondering vir dit wat God in sy seun Jesus Christus vir jou en vir my gedoen het. En daar is definitief verskillende redes vir hierdie gebrek aan bewondering, want ons leef al hoe meer in 'n koue, kil en gejaagde wêreld, waar mense hard en onpersoonlik teenoor mekaar optree. En vandag kom praat Lukas met ons oor 3 spesifieke insette in die evangelie van Lukas, waar hy vir ons kom wys daarop hoe belangrik dit is dat ons weer vir 'n oomblik sal stil staan in bewondering voor ons hemelse Vader vir dit wat hy in sy seun Jesus Christus aan ons kom doen het. Die eerste inset kom uit Lukas 2 vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Nou moet ons onthou, die skaapwagters van daardie tyd was letterlik die randfigure van die samelewing. Dit was mense gewees wat na skaap gestink het. Kom ons praat van the smelly people, the nobodies. Hulle het eintlik 'n vervelige, voorspelbare en 'n vaal leefstyl gehad. En nou lees ons van vers 9 af, met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het natuurlik baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom, ons gaan haastig reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel alles wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. En dan hierdie woorde: almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Almal was verwonderd. Ek dink die uitnodiging van hierdie inset van Lukas se kant af is om vir my en vir jou te vra: wanneer laas het ek en jy in verwondering, in ekstase, soos Stacey Vurukasa met Joshua Bell gedoen het, met Jesus gedoen? Wanneer laas? Of stap ek en jy soos die meeste mense by die krib, by die kruis, by die opstanding, by die hemelvaart verby, sonder om werklik te besef wat daar gebeur het? Die Here God, ons hemelse Vader, het in hierdie smelly people, hierdie randfigure van die samelewing, het hy 'n nuwe taal gebring, 'n stuk opgewondenheid, ekstase en verwondering in hulle normaalweg gesproke vaal, vervelige en voorspelbare lewe.
Maak Jesus se krib en kruis en opstanding en hemelvaart waar hy aan die regterhand van die Vader sit en vir my en jou intree en vir ons plek voorberei om saam met hom vir ewig deur te bring. Maak dit ons nog opgewonde? Of gaan ons maar net voort op ons ou manier? Die tweede inset wat hy met ons deel, is die verhaal van Simeon. En dan haal ek vir julle aan uit vers 25 en verder. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Wie van ons sien uit na die wederkoms van die Here Jesus? Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en met verwondering het hy God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van alle volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Jesus se vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat oor hom gesê is. Waarom was hulle so verwonderd? Omdat Simeon vir hulle gesê het dat Jesus seker die grootste geskenk is wat 'n mens ooit kan ontvang. Tweedens het Simeon vir Jesus as die Messias, die Seun van God, wat mens geword het om vir my en vir jou te kom verlos, erken. En in die derde plek het hy geweet dat Jesus gekom het as 'n lig vir 'n donker wêreld en dat Jesus gekom het om vir my en vir jou te help om 'n nuwe taal te praat. En dan staan daar in vers 34 en 35, Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê: kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word, waarmee Simeon vir ons kom sê het dat niemand van ons kan neutraal teenoor Jesus staan nie. Want of ek en jy sal vir Jesus met vreugde en bewondering in ons lewe aanvaar en toelaat, of ons sal hom totaal en al verwerp. Daar is nie 'n tussenin nie. En is die vraag, waar staan ek en jy met hierdie Jesus wat ons Hemelse Vader as geskenk aan ons gestuur het? En dit bring my by die derde inset. En dit gaan oor die profetes Anna. Ek lees vir julle vanaf vers 36 dat wat vir ons ietsie sê oor Anna se lewe. 'n Dogter van Faneel uit die stam Aser, sy was al baie oud. Die Bybel sê sy was 84. As 'n jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Ons lees van die herders, die smelly people, aan wie God sy seun geopenbaar het. Ons lees van Simeon, wat gedroom het daaroor dat Jesus na hierdie wêreld sou kom, en gesmag het daarna om vir Jesus te sien voordat hy sterwe. En nou lees ons van Anna, 'n weduwee, wat geen regspersoonlikheid gehad het nie, wat niks was in die oë van die samelewing nie. En aan
Hierdie arm weduwee laat God toe dat sy seun Jesus verskyn. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorgeskryf het, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp, Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword en hy was vol wysheid. En die genade van God was op hom. Hierdie arm weduwee het 'n harde lewe van skrop en harde werk gehad, omdat sy alleen haar kinders moes grootmaak. Maar dit was nie 'n hopelose lewe nie. Want vers 38 sê vir ons, juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Ja, hierdie arm weduwee het hierdie Jesus saam met die herders en saam met Simeon bewonder. Ek sluit af. Ek wil teruggaan na die verhaal van Joshua Bell toe. Jesus Christus, die wêreldberoemde persoon wat die lig vir die wêreld gebring het 2000 jaar gelede na hierdie wêreld gekom in die vorm van 'n babietjie in 'n krib. Wat is my en jou reaksie daarop? Stap ons al vir 'n leeftyd miskien verby die wonderlike musiekuitvoering wat Jesus vir ons gee, waarin hy vir ons sê, as die Seun jou vrymaak, sal jy waarlik vry wees. Stap ons ongesiens verby, omdat daar te veel dinge in hierdie wêreld is, wat ons aandag verg? Of is ek en jy vandag se Stacy Furukadas, wat met bewondering stil staan by die krib, by die kruis, by die opstanding, by die hemelvaart, en hierdie Jesus bewonder dat hy my vrygemaak het en dat hy vir my en vir jou, soos vir elkeen van daardie persone waarvan Lukas praat, 'n nuwe taal gebring het. 'n Taal van dankbaarheid en voluit leef vanuit die Here Jesus se wonderlike teenwoordigheid. Amen.